Weer eens goeiemôre en welkom vir almal wat aanlyn kyk en by die huise is. Ons is bly jy het ingeskakel. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir die voorreg om die woord weer te kan hoor. Vanmôre Heilige Gees vra ons dat U ons geestesoë en ore sal open, dat U ons harte sal help, dat ons harte ontvanklik sal hou om die woord van God te ontvang. En Here, help ons vandag om nie net te hoor nie, maar om te luister na wat U vandag vir ons wil sê. Want Here, U sê, dit is in U teenwoordigheid waar ons verander word, van heerlikheid tot heerlikheid. En daarom verklaar ons vanmôre, Here, sonder U is ons niks. Here, soos Petrus vir ons sê, U die lewe, waarheen sal ons gaan? En daarom, Heilige Gees, U wat die lewendmakende Gees is, kom maak die woord lewend in ons, sodat die woord deur ons kan lewe. En mense daar buite U heerlikheid sal sien. Vanmôre vra ek Heilige Gees dat U my sal lei in gees en in waarheid, dat ek sal sê wat op U Vaderhart vanmôre is, en Vader, dat ons kan hoor wat U vanmôre met ons wil deel. Ons dank U vir hierdie kosbare woord. Dankie Heilige Gees, dat U dit vir ons openbaar in Jesus naam. Amen. Vanmôre wil ek hê ons moet gaan na 'n baie bekende skrif. Ek weet ons lees die skrif, so skrifte is baie kere staan iets vir ons uit. Maar hierdie gaan oor die gelykenis van die saaiër. En julle almal sal dit ken, maar ek wil hê ons moet tog net dit deurlees vandag. Kom ons gaan na Matteus 14. Ek dink is 13, ekskuus. Matteus 13. Gelykenis van die saaiër. Hierdie gelykenis ken julle, dis waar die Here sê 'n man het uitgegaan om saad te saai en dan praat hy van verskillende grond waar daar is. Die een wat uit die eerste stukkie wat hy van gepraat het langs die pad geval en die voëls het dit kom eet, die tweede op rotsagtige plekke geval. En omdat daar nie diepte was in die grond nie, het dit nie opgekom nie. Die ander het in dorings geval, maar was verstik deur die sorge van die wêreld. En 'n ander deel het op goeie grond geval. So ek wil eintlik oorstap dat ons gaan na vers 10 of 9, waar hy na dit sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy hulle en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sing nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie. En julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien, en julle ore, omdat hulle hoor. En dan gaan hy verder en hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor, het nie gehoor nie. Luister nou die gelykenis van die saaiër, en dan gaan hy nou verder daaraan. Maar waarop ek vandag wil fokus, in hierdie gelykenis, ons weet die saaiër saai woord, die woord, en ons weet in elk geval, hy het moet val op goeie grond, ons harte. Maar ek wil vandag praat oor 'n ander faset wat baie uitkom, wat ons baie keer miskyk, wat vers 9 sê, die ore het om te hoor, laat hom hoor. En die Here begin my daaroor praat. Jy weet, jy kan al die goed hê, jy kan saad hê, en jy kan grond hê, en ek vat dit nou die woord. Maar as jy nie hoor nie, beteken daai goed niks nie. En baie kere dink ons hoor die woord van God, maar ons luister nie. En daar's 'n verskil. En daarom sê hy, van hulle sing, maar hulle sing, hulle hoor, maar hulle hoor nie. Daar's 'n dimensie van hoor,
wat ons as kinders van God die voorreg het om te hê. En jy kan slegs hoor wat die Gees van God sê, en daar wat hy sê, die verborgenhede wat in die woord is, as jy wedergebore is. Want dan maak die Here jou geestes oë en ore oop, en ek wil nou na die geeste mense toe vat. Ander mense hoor, en is hulle, in die woord wat hy saai hier in hierdie gelykenis, gaan ook oor God se saligheid, wat hy aan almal wil gee, en hoe jy het ontvang, maar baie mense hoor die woord van God, en hulle ken nie die Here nie, en dis wanneer hulle kerk toe gaan, Sondag vir Sondag, en ek sê met alle respek, en dit word 'n gewoonte, want hulle weet hulle moet kerk toe gaan, hulle is goed geleer, maar hulle hoor nie. Hulle hoor nie wat die Here sê nie, hulle gaan in, die boodskap word gegee, hulle gaan huis toe, en sodra die verdrukking kom, want een skrifgie sê hy, die vyand gaan kom in verdrukking om daardie woord te toets. Hy sê, dan is daar nie grond en hulle dan raak het weg. En dan gaan ons deur goed, en daar is geen diepte in ons nie, ek praat met myself, omdat ons die woord van God nie hoor, luister wat die Here sê nie. En die Here begin my daaroor praat, en hy vat my na verskillende skrifte toe, maar ek wil vir julle vat na Levitikus, ek gaan dit sommer sê, Levitikus 8:23 tot 24 is interessant, die Levitiese priesters, in daai tyd, Aaron en daai, hulle het hulle oor besmeer met bloed, daar is nou 'n bul geslag, dan het hulle die oor bestryk, die regterduim, die regtertoon, en daar is in alles 'n boodskap. Maar die oor is bestryk, sodat hulle akkuraat sal hoor wat God sê. En interessant, die woord verhoor in Hebreëus in daai tyd, was een woord, maar hy 3 begrippe wat dit saamvat. Ons sê, hoor, jou ouers het baie veel gesê, het jy nie ore nie? Nog jy, maar jy het ore, maar jy luister nie. Dis wat hulle bedoel. So ons het ore, maar ons luister baie kere nie. Dit is die verskil. En in die Hebreëse kindertjies is die woord Shema, is hoor. En as hulle ouers vir hulle gesê het, Shema, het hulle verstaan. Want daai beteken eintlik, hulle is anders te om. Jy doen wat jy gesê is om te doen, dan het jy geluister. Dis hoe die konsep is. Dit was 3 woorde in een, waar ons verskillende betekenisse het. Ons hoor, en dan moet jy luister, en daar is ook 'n fisiese ding, wat jy eers met jou ore moet hoor, en dan, maar in die gees, moet jy, as jy hoor, as die Here vir jou woord sê, het jy geluister, wanneer jy dit doen. As jy dit nie gedoen het nie, het jy nie geluister nie. Dan het jy nie gehoor wat die Here sê nie, en daarom sê hy, wie 'n oor het om te hoor, jy het 'n sekere oor nodig, om te hoor wat die Gees van God sê. Andersins is dit net woorde in skrif, en dit vind nie inslag nie. En wat so interessant was met die slawe, ook as hulle vir iemand gewerk het, en hulle luister en dien sy meester, hy doen net wat hy sê, so daar is 'n diensbaarheid, hy het geluister en gedoen, en aan die einde van sy tydperk, as hy voel nee, maar hy wil by sy Heer bly, hy wil hom nog steeds dien, hy wil by hom bly verniet, hy wil daar aangaan, dan het hulle, soos hulle noem het 'n esel deur sy oor geslaan, ek dink was baie seer, maar het hom deur sy oor geslaan, fisies, om te wys, hy is vrywilliglik daar, en hy gee sy oor in homself, en ek wil dit vir julle hier lees, ek het dit hier geskrywe, die oor is die eerste gemerk, wat wys dat die priesters moes aandag gee, aandagtig luister, maar as 'n slaaf, 'n Hebreëse slaaf verklaar het, ek het my Heer, my vrou, my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy Heer, ek lees nou die skrif, hom na die owerhede bring, en hom by die deur of die deurpos bring, en sy Heer moet sy oor met 'n els deurboor, daarna moet hy hom vir altyd dien. Die geopende vlees van die oor seël die slaaf se oorgegeede gereedheid, om na een stem te luister en te gehoorsaam. So die oor word 'n teken van 'n vrywillige lewenslange diens. En dan sê die Here vir ons in Psalm 40, vers 7, U het geen brandslagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe. Amazing. So, die Here vra ons nie vandag het julle ore nie, hy het dit vir ons gegee. Die Here vra, luister jy? En soos die gelykenis van die saaier saai altyd. God se woord is daar. Maar hoe ontvang ons dit? Hoe luister ek in my gees? Luister ek daarna, en hoe luister ek na wat God vir my sê?
En as julle begin kyk na verskillende skrifte wat die Here sê, hoor die woord van God. Wees versigtig waarna jy luister. Dan begin jy optel hoe belangrik dit vir die Here is, dat ons met ons geesmens, ons geestelike ore sal luister. Want dan as ons luister, beteken dit ons gaan doen, en dan gaan ons daaroor mediteer, en dis wat die Hebreërs gedoen het, al die woord gehoor, en toe Israel voor Moses staan, Deuteronomium 5 en 6 sê hy, hoor o Israel, daai woord is Shema, doen en luister na die woord van God, dan sal, en dan noem hy al die goed wat sal gebeur as hulle luister na die stem van God, en dis wonderlike beloftes, maar selfs hulle het dit verstaan, hulle het voor hom gestaan en dan het hy gesê, en die Here praat met Israel, as julle gaan kyk, hy praat altyd met hulle en sê hy, hoor die stem van die Here, as die profete kom en sê hy, hoor wat die Here sê, so Shema, Shema, in die opsig van, doen wat die Here sê, dan sal die goed kom, en as jy nie gaan doen nie, kan die belofte nie losbreek nie, want daar is 'n voorwaarde aan, hoe hoor jy? En ek moes myself toets, as jy goed hoor, kan jy 30voudig, 60voudig, of 100voudig vrug dra. So baie kere, die grond is daar, en ons weet ons harte moet ontvanklik wees, dit speel 'n baie belangrike rol, maar net so jou ore, hoe hoor jy? Kom sit jy hier om te hoor, en te verander, of kom sit jy maar net hier, om te hoor, en gestreel te word, soos die Here sê met hulle ore. En dan sê die Here in Lukas, en ek gaan dit vir julle sommer lees, in Lukas 11:28, ek het die Amplified hier geskrywe, but he said, on the contrary, blessed, happy, favored by God, are those who hear the word of God, and continually observe it. And die Passion sê, all who listen to the word of God, and carefully obey everything they hear. En dit is wat ek vandag van net vir julle saam met my wil sê, wat die Here my mee uitgedaag het, om te sê, hoor jy regtig? Hoor ek die woord? En as jy vir my gaan sê, ja, dan gaan ek na jou lewe kyk en sê, wys my die vrug. Dis eintlik wat ek vir jou moet vra. As daar vrug op jou lewe is, dan luister jy. Anderste is jy, soos Jakobus 1 vers 22 sê, en vir die wat julle Bybels by julle het, kan saam met my blaai daartoe. Kom ons gaan kyk gou. Wat is die teenoorgestelde van, as ek nie luister nie? As ek dink ek luister, maar ek luister nie. Jakobus sê dit so mooi. Skus tog. Hebreërs 1:22. Die blaai kry koud, hulle klou vas. En dan sê in vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders nie. So daar's 'n verskil, wat jy self bedrieg nie. As jy net hoor en jy verander nie, dan bedrieg jy jouself eintlik. Dis soos iemand wat aansoek doen by 'n gym, en ek weet van 'n paar mense, hulle betaal hulle jaarlikse fooi om die gym te gebruik, maar hulle kom 2 keer 'n jaar uit. Jy weet, hulle gaan die eerste keer met ywer en swaan aan, gaan hulle, en die derde dag, as die stysel nou in die spiere loskom, dan voel hulle, dit is bietjie styf en dit is bietjie seer, en dan besluit hulle, en op 'n dag gaan pla hulle gewete hulle, en dink hulle, ag, het ek maar weer gaan gym, ek het betaal, en gaan hulle weer. Nou, dis baie keer hoe ons is. Ons hoor, maar ons doen nie, gereeld nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg, en vergeet dadelik, dis soos daai grond, die saad wat op die grond, die rotse val, hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien, in die volmaakte wet van vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So ons moet diep insien en nie 'n vergeetagtige hoorder word nie. En as jy met jou gees luister, kan die Heilige Gees daai woord vat in jou hart plant, en as jy dit mediteer, kan dit wortel skiet, en dit kan vrug dra. En dis wat die Here vra. Die Here vra, ons moet diep insien in die woord van God. In die laaste dae gaan hierdie woord getoets word. Die Here sê dit in hierdie gelykenis, julle kan gaan luister. Hy sê, hierdie woord sal getoets word. En dan sê hy, die verdrukking gaan kom, en dan kan jy sien of jy wortel geskiet het en nie. En dit is ongelukkig
van baie van ons is soos wat ons ma's gesê het, hulle praat. Dan is jy gewoond aan die stem naderhand. En ek weet nou nie, julle was seker soet kinders, maar baie keer dan praat jy maar eenmaal, en die tweede maal, as haar stem sy ref so optel, dan weet jy, nou moet jy luister. Nou is sy ernstig. Dan spring jy, maar jy wag eers vir die tweede keer. Maar die Here vra dat ons sal hoor wat die Gees van God sê. En interessant as jy gaan kyk na Openbaring, die briewe aan die 7 gemeentes aan die einde van die tyd, wat verwys ook na die toestand van die kerk en so aan, dan sê die Here, hy wat 'n oor het om te hoor, laat hy hoor wat die Gees van God sê. So hoor is nie die fisiese nie, ons moet met ons gees hoor wat sê die Heilige Gees vir ons, veral in hierdie dae. Ons moet begin luister, en as ons hoor en ons doen, dan gaan hierdie wat hy sê, die verborgenhede is vir julle, gaan ons begin sien in die verborgenhede, in die volmaakte wet van die Here. Want die Here wil vir ons dieper dieptes wys, maar ons maak nie tyd om te gaan sit en luister nie, en ek praat met myself. En dis hoekom die Here sê vir Josua, as julle opstaan, as julle lê, as julle staan, moet julle kinders hierdie inprint. En hulle het vir daai kindertjies die wetboek gelees dag en nag, en vir hulle het ingeprint en ingeprint en ingeprint, dat hulle kon hoor en later kan luister en doen. En daarom is dit so belangrik om net 'n skrif te vat en maar mediteer hom. Soos ek laas ook gesê het, vat eerder een skrif en bedink dit, as wat jy het so baie saad, maar niks groei nie. Dit help ook nie. Die saad moet skiet in jou, moet wortel skiet in jou. Markus 4 vers 3, wil ek net vir julle lees in die Amplified, hy praat van, jy vat nie 'n lig en sit hom onder 'n maatemmer nie, maar dan haal hy 'n stukkie aan in vers 23. If anyone has ears to hear, let him hear and heed my voice. Then he said to him, pay attention to what you hear. Dit is belangrik. By your own standard of measurement, that is, to the extent that you study spiritual truth and apply godly wisdom, it will be measured to you. And you will be given even greater ability to respond, and more will be given to you besides. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a yearning for truth, even what he has, will be taken away from him. Dit is skrikwekkend. Dit is skrikwekkend. En dis die gelykenis van die saaier. As jy het en jy gebruik nie, val dit weg. Maar as jy hoor en jy doen, kan die Here jou vertrou met meer. Hulle sê altyd, as jy werk gedoen wil hê, gee dit vir iemand wat besig is. Want hulle doen iets. Nie vir die wat op die kantlyn sit en skreeu, en vir die, soos Reino gesê het, vir die skynsregter die beste advies kan gee oor wat op die veld aangaan, maar hulle is nie daar nie. En die Here wil ons betrokke hê, en ek glo die Here wil ons verborgenhede van sy koninkryk begin openbaar. Maar die Here wil ons moet begin om ons geestesore te oefen. En dit gebeur nie wanneer jy die woord vat, die woord lees, en al doen jy dit, jy moet, ek wil amper sê, elke dag of aand 'n tyd hê, lees die woord, maar bedink die woord ook. Dis wat hy hier sê. Jy moet die woord bedink. En as die Here sê, ek kan jou vertrou met een ding, kan jy die volgende ding kry. So jy bepaal die kapasiteit van jou lewe, en ware vryheid kom, wanneer jy in die wil van God begin beweeg. Want die Here sê, waar die Gees van die Here is vryheid. En wanneer ons 'n oorgegee lewe leef, wat die Gees van God vir ons sê om te doen, en ons doen dit, dan kan ons in die vryheid van die Here beweeg. Want jy is net vry in die perfekte wil van God. Andersins dien jy iets anders. Johannes 12 vers 11 sê, wie die oor nie woorde toets, Job 12 vers 11 sê Job so mooi ding, hy sê, moet die oor nie woorde toets, so sê die hemel te spys nie. En dan sê hy maar net, by die grysheid is wysheid, en in die ente vandaan is my so mooi, ons moet toets wat ons proe, toets wat ons eet en proe, die woorde wat jy kry, en daarom is hoor so belangrik nie net om die woord te kry nie, maar wees versigtig wat hoor jy. Daar's baie stemme wat buite praat, en jy moet jou ore oefen, dat al hoor jy goed van buite met jou fisiese ore, dat jy dit terugvat hier en sê, Here, wat sê U? U het my geopende oor gegee, Gees van God, wat sê U vir my? Om daai oor na die Here te vat en sê, Here, wat sê U?
nie na mense nie. Ek wil net vir julle hierdie laaste stukkie, ekskuus, net gou vir julle hierdie lees. In Lukas 11:28, ekskuus tog, ek het hom gelees. Is Matteus 13 vers 23 sê hy: Hoor en verstaan, dan dra vrug. En ek gaan teruggaan daarna toe. Matteus 13:23 wil ek net gou vir julle weer aanhaal hierso. So wat ek vandag wil sê, dit is 'n eenvoudige woord, maar die woord sê die Here moet kindertjies kan verstaan. En baie keer in die eenvoud daarvan verloor ons die beginsel. Want ons lees oor dit en ons bedink nie wat ons lees nie. Matteus 13:23 wil ek net vir julle aanhaal wat hy sê. En by wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, verstaan. So jy moet net hoor, jy moet verstaan, en wat dan ook vrug daaraan oplewer. So dit is belangrik om te sê, Here, wat sê U? Dit te gaan mediteer, en as jy begin verstaan, daai openbaring, dan dra jy vrug. En daarom sê Petrus in Johannes 6:63 sê hy, toe Jesus kom, hulle het baie woord gehoor, die disippels. Jy weet, hulle was in die sinagoges, al die Torah gehoor, baie dinge gehoor, en op 'n stadium het Jesus 'n aanmerking gemaak en gesê, maar wat julle ook nie mag gaan nie, en hy sê hierdie wonderlike ding, vir die Here sê hy hierso, hy sê, Here, waarheen sal ons gaan? U het die woorde van die lewe, maar voor dit wil ek vers 63 lees, dit is die Gees wat lewend maak, die Gees is van geen nut, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. So die Here spreek gees en lewe tot jou gees. Hoe hoor jy? En toe die Here vir hulle sê, baie van sy disippels het nou weggegaan toe Jesus iets sê. Toe sê Simon Petrus in vers 68. En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. En dit wil ek vanmôre net, ek wil vanmôre net hierdie kort boodskap bring, maar ek wil eers net gaan dink daaroor. Gaan dink hoe luister jy? Luister jy regtig of hoor jy net? Baie kere, ek moet ook sê, wat my luister beïnvloed is die besigheid van die lewe. Ek loop as iemand in die verbygaan van my sê, hoor jy Rana, onthou nou, jy moet sê nou maar byvoorbeeld, dit en dat gaan doen vandag, so sê ek sê ja, maar my kop is klaar by my volgende afspraak. En dan vanmiddag onthou ek, o jene, ek moes dit gedoen het, en ek het nie, want ek is te besig. En dis wat die skrif sê, die sorge van die wêreld verdruk ook die saad. En dan baie kere sit ek nou maar deesdae, gelukkig help die slimfone ons, dan kan jy 'n ding opsit wat jou herinner aan jou volgende ding wat jy moet doen. En dan kom ek vanaand en dan dink ek moes dit gedoen het. Hoekom? Ek was te besig. En dit is dieselfde in die gees. Baie kere gaan sit ek nie met die woord en maak effektief, wil ek sê. Effektief om tyd met die Here te spandeer, sodat die gees van God wat lewe bring, met my kan praat, ek het kan mediteer en bedink, dat ek daai tyd stil het, al die ander stemme is toe, die lewe het nie begin nie, my dag het nie begin nie, ek kan net fokus op wat die Here nou sê, en sê, Here, ek wil vandag luister wat U sê. Praat met my. En wat ek dan hoor het te gaan doen, dis die tweede deel, want dan het ek gehoor, dan het ek geluister. En daarom die verdrukkinge van die wêreld is waar hy skrif sê, die vyand dinge gebeur om ons, dit gaan daai woord wil steel. Dis 'n belofte wat daar staan. En ek wil jou aanmoedig saam met my, kom ons gaan en ons beginne om werklik weer voor God stil te sit en sê, Here, praat met my. Onthou jy, Jesaja het gesê, ek dink is Jesaja 30, ek dink ek neergeskrywe nie, jy sal 'n stem agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Maar as jy nie gaan stil raak nie, kan jy nie hoor wat sê die stem nie. So dis 'n hele kombinasie van 'n paar goed. Jy moet die woord lees, jy moet die saad kry, voordat dit kan, en jy moet jou hart oopmaak om te wil luister, en dan moet jy sê, Here, ek gaan nou hoor wat U sê. Dis 'n sequence, maar as jy dit doen, sê die Here, dan ontvang jy daai saad, en jy sal vrug dra. So ek wil amper sê, vanmôre voor julle almal hier uitgaan, die wat wil sê, ek wil hoor wat die Here sê, en ek wil luister. Wat die Here sê, hy het vir Israel altyd gesê, luister, gaan lees die Bybel, hoe baie kere kom die woord,
hoor Israel. Die Here sê, die profeet het ook gesê, hoor die woord van die Here, daai hoor, doen wat die Here sê. En dan was daar beloftes, en daar was ook, onder andere as wat nie gedoen het nie, het die teenoorgestelde gebeur. Maar wat ek wil vanoggend sê, voor die hele uitgang, dink ek, gaan ek by die deur staan en my esel uithaal en sê, as jy regtig vandag besluit, Here, U gaan ek dien. U woord gaan ek in my hart dra en luister, want ek wil vrug dra. Ek wil nie wees soos daai wat hoor en weggaan nie. Here, ek wil dit nie onder 'n lamp sit nie, want U sê vir dit wat ek hoor, gaan ek meer gegee word of ek gaan weggevat word. Maar vandag sê ek, Here, ek meld aan. Ek het gesê ek is U kind, en die Gees van God lei my, ek wil hoor wat U sê. Dan wil ek amper sê, as jy dit in jou hart vandag sê vir die Here en jy bedoel dit, die Here kyk na ons harte, en hy soek gehoorsaamheid meer as offers, dan moet jy kom met 'n bietjie eseltjie vat en jou oor slaan voor jy uitgaan vanmôre. Dan moet ek jou oor so as 'n herinnering. Nou in die gees wil ek amper sê, dat ons is gewas met die bloed van die lam. Ons geestesoë is oopgemaak vir een, en dis vir die stem van die Heilige Gees. En onthou julle 1 Korintiërs 2, Chris hou van daai skrif 9 en 10 sê, wat die oog nie gehoor, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het die Here beplan vir ons wat hom liefhet. So die Here wil baie dinge vir ons gee en openbaar. En baie kere sê ons, Here, hoekom gebeur goed nie? Want die Here praat, ons hoor, maar ons luister nie. Maar as ons gaan begin luister en doen wat die Here sê, dan kom die vrug. Dit is so maklik soos dit. Maar daar is nie fout met die saad nie. Jakobus sê, dis 'n onverganklike saad hierdie. Dis goeie saad. Dis nie die saad nie. Maar baie kere luister ons nie wat die Here sê, en ek sluit myself in. Ek is baie skuldig daaraan. Want die wêreld, die dinge als gebeur. So vanmôre wil ek saam met julle sê, as jy so in jou hart voel, wil ek hê ons moet ons oë toemaak en sê, Here, vanmôre vra ons, help ons om te hoor wat U sê en te luister, en om te doen wat U sê, want ons wil graag vrug dra, en vir mense daar buite die verskil wees. Kom ons sluit net ons oë. Dankie Vader, dat Here, U praat, het in gelykenisse gepraat, ander die verstaan nie, maar U het openbaar aan die disippels, en dis die hart vir ons. Want U sê selfs in hierdie gelykenis, as julle nie hierdie gelykenis verstaan nie, hoe sal julle die ander dinge verstaan? En Vader, ons wil hoor wat U sê, sodat ons meer kan hoor. Vader, ons het 'n begeerte om die verborgenhede van God te verstaan en te sien, want U het dit vir ons daar gestel en gegee. En daarom wil ek vra, Heilige Gees, wil U vanmôre ons geestesoë net weer aanraak in ons ore, dat ons sal sien, diep in die skrif sal insien, en ons ore om te ontvang, daai woord, Here, wat ons lewens kan verander en sal verander. Maar meer as dit, Heilige Gees, help ons om 'n gewillige hart te hê, om gehoorsaam te wees aan dit wat ons hoor. En saam met dit vra ons dat U ons sal help, dat ons die regte goed sal toelaat, en dat ons na die regte goed sal luister, en sal waak wat ons hoor, Here, dat ons die saad sal beskerm, dat die sorge, die verdrukkinge van die wêreld nie sal kom, en daai saad sal wil dooddruk, Here, maar dat ons dit so diep in ons hart sal bære, en mediteer op, dat dit sal wortel skiet, en dat U in en deur dit verheerlik sal word, omdat daar vrug daarby sal wees, Here. Heilige Gees, dankie. Ons verstaan nie altyd alles nie, maar ons wil sê, ons is leerbaar. Wil U ons leer, wil U ons wys, hoe om regtig waar te hoor, en te verstaan, dit wat U vir ons het. Dankie Vader, dat U 'n liefdevolle Vader is, en dankie Here, dat U nooit ophou nie. U sê, U sal ons nooit begewe verlaat nie. U sê, U het goeie planne vir ons, en U sal dit volbring, Here. En daarom vra ons, Heilige Gees, help ons, om te luister na U, want waar U is daar vryheid. Dat ons nie net sal luister, maar in die perfekte wil van God sal wandel. Dis ons begeerte, Here. En ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.